Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 1 Oktober. Wees sterk. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie vandag te kan deurgaan. Mag U wil asseblief geskied tydens die bestudering van die studie. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 1 vers 7 tot 9. Waarom moes die Here 2 kere vir Josua sê om sterk en dapper te wees? Ons lees Josua 1 vers 7 tot 9. Wees net baie sterk en vol moed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Josua 1 vers 7 tot 9. Josua se taak het hom voor byna bo-menslike uitdagings te staan gebring. Die vestingmure van die Kanaanitiese stede het ondeurdringbaar voorgekom en die inwoners van daardie landstreek was bedrewe vegters. In teenstelling daarmee was die Israeliete eenvoudige nomadiese mense, wat nie eers oor die primitiefste van wapentuie beskik het nie, met die gevolg dat hulle glad nie stede met gefortifiseerde mure kon binnendring nie. Selfs die magtigste ou nabye oosterse moondheid, Egipteland, kon destyds niks aan Kanaan uitrig nie. Tog het die oproep om sterk en dapper te wees nie net met veggees en oorlogstrategie te doen gehad nie. Sterkte en moedigheid word ook benodig ten einde getrou te bly aan die Torah en die voorskrifte wat daarin uitgestippel word, die onderbou van Israel se verbond met Yahweh. Lees Efesiërs 6 vers 10 tot 18. In teenstelling met die Israeliete word ons nie aangesê om letterlik die oorlogsfront te betree nie. Hoe kan ons nietemin die Here se bemoedigende woorde aan Josua in ons daaglikse stryd teen die bose gebruik? Ons lees Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Eintlik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Vandag staar Christene soortgelyke uitdagings as Josua in die gesig ter volvoering van die sending wat Christus aan hulle toevertrou het. Hoe so? Daar word van gelowiges verwag om in stryd teen hul eie sondige neigings te tree,
om teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig oorlog te voer. Soos Josua bid ons as Christene nietemin ook versekering uit die belofte dat Christus by ons sal wees. Matteus 28 vers 20 sê vir ons, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Net soos die onderskragende teenwoordigheid van die Here voldoende was om Josua se vrese te verdryf, behoort dit ook voldoende te wees om die twyfel en benoudheid in ons binneste te verdryf. Die uitdagings hier is dat ons die Here goed genoeg sal moet ken om hom te kan vertrou. Ons moet bereid wees om te glo in die beloftes wat hy ons skenk. Dit is waarom ons bovenal behoefte aan 'n hegte vriendskap met hom het. Die deurslaggewende vraag wat ons moet afvra, 'n vraag waarvoor Josua ook te staan gekom het is, hoe hou mens by die woord van God, selfs wanneer dit ongewild is of wanneer dit ongerieflik vir jou is?